So, jy kan vir my WhatsApp stuur as daar iets is, of met my deel. So kom ek gee net gou vir julle 'n paar verse. Ons gesels 'n bietjie vanaand oor die woord en hoe jy die woord hanteer. En wat ek vanaand gaan doen, gaan dalk nie noodwendig vir jou wees hoe jy die Bybel hanteer nie. Maar ek gee vir jou wel 'n kykie agter die preek maak en eksegetiese proses. Sodat jy kan sien hoe om jy weet, dit te hanteer en dalk 'n bietjie meer begrip het van hoekom dinge werk soos dit werk. So, ek het nou reg vir julle hierdie teksverse op die WhatsApp groep gesit, wat sê dat, en jy kan hom maar alle deurlees, ek hoop jy sien hulle almal daar, is Eksodus 20, en watter van hierdie teksverse kan jy sê, ja, dis wat ons moet doen, of nee, dis nie meer wat ons moet doen nie, of dit is, ja, maar daar is 'n voorwaarde aan. So Eksodus 20, by 1, begin ek sommer te lees, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Ja, 'n mens kan daarmee saamstem. Die tweede ene is, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Nou die Sabbatdag wat hierna verwys word, is die Saterdag. So, hou ons die Saterdag nog heilig? Hoe verstaan ons daai teksvers? Die derde ene is, wie iemand doodslaan moet ook doodgemaak word. Nou, deesdae sê ons grondwet nou anderste, maar meeste van ons het groot geword met hierdie uitgangspunt en meeste van ons voel dalk nog so. Maar die vierde ene, wie sy pa of ma vloek moet doodgemaak word. Wat maak ons met daai vers? Sê ons, dit is Ou Testament, ons het dit nie meer nodig vandag nie, dit is nie meer relevant vandag nie. Hoe hanteer ons dit? Want as jy gaan sê, Eksodus 20 vers 16, dit is op ons van toepassing, maar Eksodus 21 vers 17 is nie heeltemal op ons van toepassing nie. Waar trek jy die lyn? En wanneer kan jy sê dit is waar? Eksodus 23:1, jy mag nie kinderstories versprei nie. Jy mag nie met 'n misdadiger saamwerk nie en in sy guns vals getuienis lewer nie. 'n mens kan dit amper nog sê, ja, dis reg. Eksodus 23 vers 10 sê 6 dae moet jy jou lande saai en oes insamel. En dan sê vers 11, maar die 7de jaar moet jy dit braak laat lê. Die armes onder jou mense mag van die opslag eet en wat hulle laat oorbly kan die wilde diere vreet. So moet jy ook met jou wingerd en olyfbome maak. So nou, ek weet nie watter boer, boer en dan elke 7de jaar dan stop hy alles nie. Daar is wisselbou en allerlei ander maniere, daar is 'n stuk waarde wat hierin is, maar hoe hanteer ons die skrif? As ek net vinnig nog 'n paar kan noem, Levitikus sê, 2 mans wat homoseksueel verkeer doen, afskuwelike sonde, hulle moet doodgemaak word, hulle verdien die dood. Nou, deesdae is dit 'n topik waaroor baie gesels word en sommige verskil en ander voel weer sterk daaroor. So hoe hanteer ons dit? Malagi 3 vers 10, die dominees en pastore is lief om hierdie teksvers te beklemtoon, bring die volle 10 na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees. En so daai teksvers word uitgehaal en baie sterk hanteer. Die volgende ene is in die Nuwe Testament. Ons sê baie keer, maar miskien is dit Ou Testament. Maar Tessalonisense sê, groet jou medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap.
So manne, as ons mekaar weer daar by die kerk sien, dan groet ons mekaar soos wat die Bybel vir ons sê, ons mekaar moet groet. Romeine 13 vers 8 sê, julle moet niemand iets verskuldig behalwe om mekaar lief te hê nie. Dis 'n teksvers wat ons sal sê, ja, dis reg. Maar Spreuke 26 vers 4 sê, moenie 'n dwaase vraag net so 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is soos hy, en ja, mens kan dit amper glo. Maar dan sê vers 5, beantwoord 'n dwaase vraag op net so 'n dwaase manier, anders dink hy het wysheid. Presies die teenoorgestelde word in hierdie vers gesê. Soos jy sê dat die eerste ene is toepassing, wat doen jy met hierdie ene? En in die laaste vers wat ek nog daar ingevoeg het, is Matteus 7 vers 12, alles wat julle wil hê, mense aan julle moet doen, moet julle aan ander doen. En dis 'n teksvers wat ons baie sterk weet glo vandag en doen, wat ons as die goue reël beskou. So die skrif is problematies. Wat aanvaar jy en wat aanvaar jy nie? En vanaand wil ek net so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Ek wil net hê jy moet bewus wees van die probleem en hoe ons die teks lees. En miskien in jou stilte tyd, as ek nou 'n bietjie dieper grawe is, gaan jy nie so diep in nie, jy lees die Bybel, maar ek wil net hê jy moet bewus wees van hoe ons die teks hanteer. So kom ek gee vir jou 'n volgende skyfie daar. Dit is my, jy sal gehoor het, dit is my favorite teks waaroor ek gewoon ontstel raak. Jy kan daar in iemand se spreekkamer instap en dan sal hulle hierdie teksvers daar ophang. Ons is baie lief vir die teksvers. Ons stuur dit in 'n WhatsApp boodskappe vir mekaar aan. Ons wil dit graag glo, ons hou daarvan wat hier so staan. Net as dit sleg gaan met ons, dan sê ons dit vir mekaar. Nee, die Here beplan voorspoed en nie teenspoed nie. En amper soos daai prentjie op jou skerm nou, weet net, dis sonskyn en is mooi en alles is net mooi. Jy weet, dit skep 'n prentjie by mense en dan en dan gaan dit met hulle die dag swaar. En dan verstaan hulle dit nie. En dan raak 'n ou se teologie in die moeilikheid. Want jou teologie is vir goeie tye, maar jou teologie is nie altyd sterk genoeg om in swaar tye jou te dra nie. As ek 'n voorspoedsteologie verkondig, weet dan gaan die kerk vol wees, want almal wil dit hoor en dit gaan goed gaan. Maar dan gebeur daar iemand wat slegte ervaring of dood of iets in sy lewe ervaar het, en dan is dit iets heeltemal anderste. En so wat sê ons dan? As jou bid, jy gaan opstaan van die rolstoel af, of jy gaan jou kanker gaan genees word, of dit of dat, en dan word dit nie genees nie. Wat sê ou dan? Gewoonlik sê die pastore partykeer, maar dis nou jy nie goed genoeg geglo het nie. Die fout lê eintlik by jou. Jou geloof is nie groot genoeg nie. En dit is baie hartseer. Dit laat die mense nog twyfel in hulle eie geloof ook. So ek wil, as jy na Jeremia 29 kyk, vers 11, jy haal hom net so uit, dan lyk hy baie mooi. Maar as jy net die volgende vers lees, die vorige vers lees, as jy daar kan lees, dieselfde teksgedeelte, so sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. So, as jy gaan kyk, vir wie was hierdie mense gewees? Die prentjie het eintlik meer so gelyk soos wat jy dit daarso kry. Vir mense wat in ballingskap ver weg was, onthou hulle het nie, jy weet, selfone gehad en vinnig kontak gemaak met hulle familie nog in Jerusalem nie. Hulle is ver weg, het gaan sleg met hulle, het gaan swaar met hulle.
En dan sê die Here oor 70 jaar. Hy sê nie ek gaan môre of oormôre nie. So wanneer jy daai teksvers in sy konteks lees, dan skep hy vir jou 'n ander prentjie en dit bring ons by hoe belangrik die teks is om dit in konteks te lees. So ek gaan bietjie vanaand met jou stil staan rondom hierdie tema van hoe verstaan ons wat ons lees. En dis die boek waaruit ek meestal gewerk het vir hierdie reeks. Dirkie Smit is 'n prof gewees daar in Stellenbosch, en hy het baie insiggewend en hy gaan vir ons so net so 'n kykie gee en ek gaan saam met jou net hier deurstap en jy kan notas maak. Jy gaan waarskynlik voel, maar ek gaan wat jy doen in jou stilte tyd is nie wat ek nou hier gaan gee nie. So ek gaan dit ook nie van jou verwag nie, maar ek wil hê jy moet dit net weet en verstaan, want dit sal vir jou meer insig gee oor jou situasie en hoe jy die teks hanteer. So as jy sien, daar is die Bybel en daar sit die mannetjie, dit is nou jy, en jy sit nou en jy bestudeer die Bybel. Baie keer hoor ek mense sê, nee, maar ek lees nou net die Bybel. Ek lees net wat die Here sê. Ek lees nie ander ouens se boeke nie. Ek luister nie na ander ouens se praatjies nie. Is alles mensgemaakte goeders. En dit is 'n verskriklike groot fout as jy glo maar jy lees dan die Bybel reg. Want jy sien, en dit sal jy in die prentjie langs jou sien, die wêreld waarin jy lewe, hy het 'n groot invloed op hoe jy die Bybel verstaan. En ek gaan so 'n bietjie daaroor nou met jou stil staan. Maar so kom ons begin net eers by hierdie prentjie. Hierdie is 'n stukkie papier, speel, wat ons ergens opgetel het, sommer net so daar langs die pad. Ek wil hê jy moet daai stukkie prentjie bestudeer, jy moet lees wat daar staan, en jy moet die boodskap daaruit kry. En jy moet verstaan waaroor dit hier gaan, en wat beteken daai woorde vir jou, en hoekom daai prentjie. Dit is 'n stukkie koerantpapier wat geskeur is, wat ons 'n paar 100 jaar later sê nou maar argumentsondhalwe ontdek, ergens, en ons sien dis 'n stukkie, sê nou maar van die Bybel, van 'n baie belangrike dokument. Wat is die betekenis daarvan? So, kan iemand my dalk help? Het iemand, Dion, as ek reg kan onthou, het jy Grieks gedoen? Kan jy gou vir ons net daarso vertel? Roelof, ek sou baie graag wil, maar ek kan nie 'n woord onthou wat ek geleer het destyds nie. So, ek is baie jammer, ek sou nie kan help nie. Ek het nie idee wat daar staan nie. Okay. Ek dink dit iets is Ego, Iwa, Onei, maar ek is nie seker nie. Okay, so kom ek help julle. Ek het so 'n bietjie gekrap en ek het op daai datum afgekom, wat ons ook saam met die teksgedeelte lees. Sal iemand dalk gou daar op Google gaan kyk, daai datum? Wat het op daai datum gebeur? En is daar enigiemand wat kan terug antwoord as hy daar vinnig op sy foon kan kyk of iets? Doodse stilte, Johan. March on Washington. Okay. Sê weer. Die 1963 optog na Washington. Okay. So dis die datum 28 Augustus 1963. As ek nou daai teks vertaal, dan sou dit vir ons meer duidelikheid gegee het. So
Kan iemand dalk daai sinnetjie, daai woorde voltooi? I have a dream. I have a Martin dream. Luther I King. have a dream. Inderdaad, dit is Martin Luther King Jr. En dit is die bekende woorde, I have a dream. So as ons nou net na daai stukkie papier vat, dan, en ons moet probeer om dit te ontleed of te verstaan. Waar begin 'n mens om dit te verstaan? Wel, die eerste ding wat ek gedoen het is, ons het dit uit Grieks uit vertaal in Engels en nou kan ons dit lees. So daar's 'n taal oefening wat moes plaasvind en wat baie keer plaasvind as 'n Bybel vertaal word. So jy kry dit al daarom, lees jy genadiglik die Bybel in Afrikaans, een van die verskillende vertalings, of dalk as jy hou van jou Engelse Bybel in een van die verskillende vertalings. Maar om net daai stukkie papier op te tel soos dit daar is, en om dan agter te kom, nou wat het nou eintlik daar gebeur? Dan gee die datum 28 Augustus 1963 vir ons so 'n bietjie 'n aanduiding, en ons kan ander bronne gebruik om bietjie te gaan kyk, en dit was die groot optog in Washington, waar Martin Luther King gepraat het, wat nou so bekend is. Nou, die Bybel bestaan letterlik uit honderde hierdie soort van papiertjies. Partykeer groter darm, maar net sulke brokstukkies, en is saamgevoeg, en daaruit moet ons probeer agterkom. So wat jy lees in jou Bybel is 'n baie vinnige vertaling, en as ons nou begin Bybel lees, en hierdie prentjie het nou hier wat die Bybel was, is dit die boodskap. Sit ek en jy en ons lees dit, en ons probeer dit verstaan, en soms verstaan ons dit, en soms verstaan ons dit nie, en hoekom verstaan ons dit so verskillend? So vandaan van ons 'n bietjie net gesels oor die hermeneutiese proses om die skrif te verstaan. En dan van volgende week af gaan ons met die Matteus Evangelie besig wees, wat jy dan bietjie meer bekend gaan wees. So wanneer jy jou Bybel in jou hand neem en jy begin dit te lees, dan begin jy amper dadelik vir jouself te sê, wat beteken hierdie teks vir my? Jy sit Sondag in die kerk en jy wil uitstap met 'n boodskap. Jy wil uitstap met iets wat jy geleer het, of ietsie wat vir jou bemoediging gee, of ietsie wat jy getroos het, of iets wat jou geïnspireer het, maar jy lees die Bybel vir jouself. Maar nou sal twee mense dieselfde Bybel lees, en hulle sal verskillend dit verstaan. Want jy kom ook uit 'n spesifieke wêreld uit. Jy is 'n spesifieke ouderdom. Jy het spesifieke sienings, daar's spesifieke goedes wat met jou gebeur het. Jy was deur 'n egskeiding gewees, en jy lees die teksverse oor egskeiding, en dit maak soms seer. Of jy lees die teksverse oor die huwelik, en jy is gelukkig getroud, en dit bevestig dat jy gelukkig getroud is, en so. So jy lees die Bybel vanuit jou eie raamwerk. En daarom is daar sommige goed wat vir jou aanspreek, want jy voel dis relevant. Daarom lees jy graag die Nuwe Testament, want dit is relevant vir jou in jou wêreld. As jy nou daai prentjie gaan nou kom ek maak daai prentjie bietjie groter daarso. So ietsie van Suid-Afrika daarso, in jy parlementsgebou in Tafelberg, en die son skyn, en almal is net mooi gelukkig, en jy is hier op die voorgrond, en
jy is pa van 'n klein dogtertjie en dit alles gaan net goed en jy lees die goeders in die Bybel en is vir jou mooi en dit raak jou en jy glo dit maklik want jou wêreld is gelukkig en dit gaan goed met jou. Dit is jou wêreld en met hierdie wêreld lees jy hierdie Bybel. Maar die wêreld waarin ek en jy lewe het baie verander. En dinge is nie meer so eenvoudig en so gelukkig en so rooskleurig nie. As jy na daai prentjie kyk, die trane loop, jy sien daai pa, ma se kind is nie meer daar nie, miskien leef sy nie meer nie, miskien is sy dood. Jy sal sien die ouens betoog daar agter, jy sien die potholes daar, jy sien die rommel, en het gaan regtig nie goed nie. Jy sien almal agter groot drade, en dit is soos ons land lyk. En nou lees ons hierdie selfde teksverse, en ons lees dit vanuit hierdie perspektief, en dit vorm dit wat ons verstaan. So, kom ek gaan aan, wat gebeur met hierdie eksegetiese proses as jy die Bybel lees. Nou, dis verskriklik belangrik dat jy moet bewus wees van jou, jy moet bewus wees van jou, van die hoek waarvandaan jy dit lees. As jy lees nie die Bybel, weet, asof daar nie 'n konteks is nie. Asof die Bybel nie 'n konteks het nie, en ook asof jy nie 'n konteks het nie. Jy gaan na die Bybel toe, en jy lees met 'n sekere ingesteldheid, vanuit jou ouderdom, vanuit 'n wit Suid-Afrikaanse man of vrou, vanuit 'n swart man wat uit die plakkerskamp uitkom. So jy lees dit, en wanneer jy daai teksvers lees, as jy nou uit, sê nou maar, plakkerskamp kom, dan sou die teksverse wat oor armoede gaan, vir jou baie meer aangespreek het. En as jy in 'n ander situasie is, dan kyk jy weer anders. So die probleem is, ons lees deur die Bybel, en ons onderstreep sekere verse, en sekere verse is vir ons baie mooi, wat heeltemal reg is. Maar die probleem is, en hoor mooi wat ek sê, jou teologie, met ander woorde, hoe jy die Bybel sien, en Bybel lees, en Bybel verstaan, en hoe jy oor God dink, en oor die kerk dink, en oor al die dinge dink, word nie altyd bepaal deur die teksverse wat jy aanhaal, wanneer jy, sê nou maar 'n brief van die Koran sou skryf nie. Maar dit word baie keer bepaal deur die teksverse wat jy nie aanhaal nie. So jy sal sien, mense skryf, en mense het sienings, mense het sterk sienings, en ek hoef nie eers die debatte te noem nie. Mense is, vol sterk oor dinge. Mense wil ook hê dominees of pastore moet opstap en vir hulle sê, hulle moet dit doen en dit doen en dit doen. Mense soek duidelike antwoorde, en hulle voel goed as die dominee vir hulle die antwoorde gee. Maar jou teologie word baie keer bepaal deur die tekste wat jy nie aanhaal nie. So, baie mense sou byvoorbeeld oor die gay debat, sal hulle Romeine 1 aanhaal, maar hulle gaan nie Romeine 2 aanhaal nie, want daar word net iets heeltemal anders te gesê. So wees versigtig, en dis eintlik wat ek probeer vanaand met jou reg kry, is wees versigtig hoe jy die beskrif lees, en hoe jy dit verstaan, en dat 'n mens moet maar nederig wees, 'n mens moet dit maar versigtig hanteer. So, die eerste belangrike ding is, dit begin by jou eie agtergrond, jou eie kinderjare, jou eie situasie. Wees daarvan bewus. Maar wanneer jy na die skrif toe gaan, dan sal jy ook sien, daar is 'n wêreld agter die skrif. Nou, om net die skrif te hanteer, is daar 'n paar belangrike goeders. Jy kyk byvoorbeeld na die taal, en hoe jy die woorde verstaan, hoe jy die woorde verklaar, duidelik maak. So, dis 'n stukkie
kennis van Grieks en Hebreëus en Aramees wat jy moet hê. Maar nie, dit noodwendig almal nie. So jy het daarin die woord. So jy moet seker maak, hierdie woord, nou maak jy die skrif oop, en jy sê nou maar die teks in Jeremia waarna ek verwys het, en jy kyk net na die mooi vers, en jy vat dit vir 'n troos, en dit is baie mooi. Maar jy kyk nie na die wêreld waar binne in hierdie teks ontstaan het nie. Want jy sien, jy vra vir jouself om die wêreld agter die teks te verstaan. Wil jy weet hoe het die wêreld gelyk in daai tyd? Wie was die skrywer gewees? Wie het hierdie geskryf? En vir wie het hy dit geskryf? Nou, ons gaan nou volgende week met Matteus begin, en julle het nou hopelik begin om die Matteus te lees, evangelie te lees, en julle het begin met 'n klomp name in die geslagregister. Matteus begin met 'n geslagregister, die ander evangelies nie. Hoekom begin Matteus met 'n geslagregister? En sommige van julle sal dit dalk weet. Want die gehoor vir wie Matteus die evangelie geskryf het, was Jode gewees. Dit was tradisionele Jode gewees. So dis vir Matteus lê klem op die feit dat hierdie Jesus kom uit die geslag van Dawid uit. En hy lê dit uiteen en sê, dit is soos dit begin. Want hy weet, dit is die belofte wat deur die Ou Testament gekom het, en dit is wat hulle verstaan en waarmee hulle aanklank vind. So, die eerste vraag is, wanneer jy na die wêreld kyk, is, wie is die skrywer? En vir wie het hy geskryf? Waaroor gaan dit? Waaroor gaan hierdie gedeelte? En dan die volgende vraag is, saam met die teks, wat se soort is hierdie teks? Wat se soort genre is hierdie teks? Het ek hier met 'n gedig te doen? Het ek hier met 'n apokaliptiese materiaal te doen, soos Openbaring en Esegiel en Daniël, sommige dele van Daniël en Esegiel? Wat is dit evangelie? Is dit briewe van Paulus? Is dit geskiedenis? Is dit feite? Is die feite belangrik hier? Is dit poesie? Is dit gedigte? Is dit 'n narratief? Die ons gunsteling woord. Is dit 'n verhaal? Hoe hanteer ek dit? Vat ek dit letterlik op wat hier staan, of is daar 'n dieper boodskap? En baie van ons bekleierery gaan oor, nee, maar dit staan in die Bybel, dit staan so. En weer die ou wat, as hy sê maar, nee, dis nie heeltemal so nie. As jy na die wêreld kyk waar in hierdie teks ontstaan het, dan dan vertel dit 'n ander prentjie. So jy moet die wêreld ken, wat jou help, as jy Jona lees, en jy lees hoofstuk 2, en jy lees die hele visverhaal, dan het ons groot debatte van, dis soos dit gebeur het, en weer die ou wat daarvan verskil. Maar as jy van 'n ander hoek af daarna kyk, en agterkom wat daar eintlik gebeur is, dat hier word 'n man wat in depressie was beskryf, en jy begin dit so te sien, dan kry jy 'n baie dieper betekenis. As jy Genesis 1 tot 11 begin deurlees, dan praat ons van oergeskiedenis. En wanneer oergeskiedenis beskryf word, gaan dit nie oor die feite nie, maar dit gaan oor die boodskap. Maar ons het lang debatte oor die skepping van die wêreld en aarde en hoe dit gekom het. En dan het ons gesels ons met ons wetenskaplike vriende en hulle sê bewys vir ons ander goeie. En dan stry ons met hulle en so, en dan mis ons die punt, dan mis ons, wat wil die Here eintlik vir ons in daai gedeelte sê? Maar dan kom Abraham se verhaal. Dit is geskiedenis. Daar was 'n werklike man, Abraham, Sara, en dis feite, en jy kan dit argeologies gaan oplees ensovoorts. So, dis die eerste vraag. Nou, so jy kan nie nou in jou stilte tyd, miskien is jy, nie almal nie, maar daar is sommige, ek weet, Johan sal dit doen,
gaan lees 'n bietjie verder oor wat is die agtergrond daarvan. As jy nou agtergekom het, wat het nou eintlik daar gebeur, dan gaan jy na die volgende faset toe. En dit is die wêreld voor die teks. En wat bedoel ek nou daarby? Hierdie teks word vir ons gegee en hy word nou deur mense oorgedra. Hy word deur die kerk oorgedra, wil ek amper sê. En baie keer het mense iets anders in gedagte. So daai teks word sê nou maar deur die Rooms-Katolieke Kerk oorgedra voordat hy by jou uitkom. En dan sal die ouwe daai megafoon vashou, sy interpretasies begin insit daar, soos sy kerk dit leer, of soos sy siening dit is. So die teks kom nie so suiwer by my uit nie. Hy kom gefilter by my uit deur verskillende goede kom hy na my toe deur tradisie, veral deur tradisies, deur teologie, deur liturgie, deur geloofsbelijdenisse. Hy kom via, sê nou maar argumentsonthaalwe, deur die Pinkster beweging by my uit. En ek hoor hom deur hulle geïnterpreteer. En hulle lê klem op sekere goedes. Hulle lê klem op die werking van die Heilige Gees, hulle lê klem op die mystieke, die bonatuurlike, die wonders. Dis goed. Kom jy nou weer by die gereformeerdes of by die NG Kerk en die gereformeerde kerke en so, dan het ons weer 'n ander benadering. Ons belydenisskrifte is vir ons baie belangrik en ons belydenisskrifte word vir ons hierdie megafoon wat dit oordra na ons. So ek kry hierdie skrif via ander. En dan die volgende voor hy by my uitkom, is hy gaan deur 'n sif, hy gaan deur 'n filter. So wanneer jy die skrif sien, dan sif jy die skrif. Jy besluit wat wil jy hoor en wat wil jy nie hoor nie. Jou sif besluit waarvan jy hou en waarvan jy nie hou nie. Jy sif die teks. As jy sê nou maar argumentsonthaalwe baie sterk voel oor woke en menseverhoudings en al die soort van goed is wat ons so baie van hoor, dan is daai tekste vir jou belangrik en dis die tekste wat jy onderstreep. Maar die ander tekste bevraagteken jy so 'n bietjie. Daai oefening wat ek met jou gedoen het, net om daai teksverse vir jou te gee, dan sif jy hom hierso. Of miskien is jy 'n ou wat voel, feminisme is 'n belangrike ding vandag en dis 'n belangrike ding vandag. Maar jy filter die skrif deur daai sif voor hy by jou uitkom. Want jy het 'n sekere siening. As jy 'n sekere siening het oor swart teologie en dan sif jy dit. So dit is 'n proses waarvan jy bewus moet wees. Jy gaan nie noodwendig die skrif lees met al die goed wat ek nou vir jou gee vanaand nie, want jy gaan nie so daaroor dink nie, maar ek wil hê jy moet net bewus wees daarvan. Ek wil ook hê jy moet nie bang wees om die skrif te hanteer nie. Ek kan julle vanaand so bang praat en vir jou amper vir jou sê, man, jy moet net eintlik luister wat jou dominee vir jou sê. Nou, ek wil dit eintlik graag vir jou sê, maar dit werk nou ongelukkig nie meer so nie. Maar daarom moet 'n ou die skrif versigtig hanteer. Nie bang wees nie, maar jy moet hom in sy konteks lees. Jy moet hom, die woordjie waarvan ek hou is, jy moet dit verantwoordelik doen. Jy moet die skrif lees, die wêreld waarin hierdie skrif ontstaan het,
die tradisies waarmee hy aan jou oorgegee is, maar ook jou eie vooroordele waarmee jy hierdie teks sif. Nou dit bring ons nou by die volgende stap, wat ek noem dit die spiraal, verstaansspiraal. Nou wat ek daarmee eintlik net bedoel is, uiteindelik lees jy die teks met al hierdie goed wat ek nou gegee het, en jy wil weet, wat sê die Here vir jou? En jy wil daaroor dink, en jy wil dit hoor, en jy wil sekere vrae vir hierdie teks vra, en jy wil terugkom na jouself toe en sê, maar wat beteken dit? Dit is amper soos om 'n ei af te skil. Met een skilletjie af, dan is daar nog 'n ei, dan skil jy hom nog af, en so gaan jy al dieper en dieper met die laagies. En dis amper ietsie van daai prentjie van daai spiraal, waar jy half dieper gaan in hierdie teks, om vir jouself te vra, wat sê die Here vir my? Met al hierdie ander goedes nou in gedagte, of net ten minste bewus daarvan, sodat ek die skrif kan verantwoordelik hanteer, sodat vir ons as dominees, ons nie sommer net op die kansel kan klim en net ons eie wêreldjie kom verkondig nie. Ek kan nie net met my wêreld na die teks kyk nie, want jou wêreld is anders. Daarom is dit belangrik dat die dominee behoort sy gemeente se mense goed te ken. Ja, en hy behoort huisbesoek te doen as dit moontlik was. Maar anyway, jy moet weet wat in mense se lewens aangaan voordat jy kan preek. En deels weet 'n mens en deels weet jy ook nie. En hierdie verstaansspiraal help my om dieper in hierdie teks in te gaan en die stem van die Here te hoor. En nou as jy vir jouself 'n paar vrae afvra, ek het nou hier vir jou 'n wetenskaplike proses vir jou uitgepak. Jy sal vir jouself vra, nou, waar kom gebed hier in? Waar kom die Heilige Gees hier in? Jy weet, hoe hanteer jy hierdie sake? Bid jy net daaroor? Ander kursusse wat ek gesien het oor hermeneutiek, maak gebed verskriklik belangrik, en dit is verskriklik belangrik. Ek het 'n vriend wat vir my vra, jy weet, as jy jou preek geskryf het, het jy dit op die tafel geskryf, of het jy dit onder die tafel geskryf? Jy kan jou preek bo die tafel skryf, dan het jy al die boeke en al die wetenskap en die tekskritiek en al die goede, maar as jy nou jou preek onder die tafel skryf, met ander woorde op jou knieë in gebed, weet, dan kry jy dit van die Here af. Persoonlik dink ek, dit is albei. Jy kan nie die werking van die Gees hier uithaal nie. Maar hierdie is 'n verantwoordelike hantering van die teks, en jy moet bewus wees daarvan, want jy kan sekere standpunte hê, en as jy hom uitsif, dan gaan jy nie, die volle waarheid hoor nie. Jy wil hê, wanneer jy Bybel lees, dat hierdie woord moet jou aangryp. Jy wil hê, as jy die Bybel lees, na 'n preek luister of so, jy wil hê dat die Heilige Gees jou moet aanraak, vir jou die skrif moet oopmaak, vir jou begrip moet gee. Jy wil hê dat jy kan sê, die Here het met my gepraat. Nou, ek dink die goed staan nie teenoor mekaar nie. Ek dink dis die belangrike ding. Jy kan nie net die teks vat en net bid en net onverantwoordelik, sommer net volgens die woord net daarso begin en dit hanteer nie. Jy sal agterkom, die ou dominees het gepraat van kapstokpreke. Met ander woorde, soos dat jy jou jas op 'n kapstok hang, en jou baadjie en jou serp en so, vat ons baie keer 'n teksvers, vat 'n dominee baie keer 'n teksvers, en dan voeg hy 'n klomp goeters daarby, wat eintlik nie uit daai teksvers uitkom nie. En dit is nie verantwoordelik. Dit gaan oor, hoe hanteer ek hierdie teks verantwoordelik? Daarom is dit goed
veral nou dat jy besluit het om die Bybelskool te volg, om 'n bietjie wyeer te lees. Ek hoop ergens in jou boekraak het jy die verklarende Bybel dalk, of het jy die Bybel in praktyk. Dis baie eenvoudige boeke, of hierdie nuwe boek wat Stefan Joubert geskryf het, wat baie goed is. Ek hoop ergens lees jy so 'n bietjie daaroor. Ons begin nou met Matteus, maar die vraag is, vir wie het Matteus geskryf? En hoekom kom na sekere gelykenisse in Matteus voor, wat nie in die ander voorkom nie? Hoekom kom dan byvoorbeeld meer wonderverhale, wonderwerke en genesings in Lukas voor as in die ander teksgedeelte, in die ander evangelies? Die rede is, Lukas is 'n dokter. Dis die goed wat hy raak sien. Dis wat hom tref en wat hy sterker uitlig. So as jy byvoorbeeld Jesaja, die boek Jesaja lees, dan sal jy agterkom dat hy is so lank, het kan onmoontlik nie deur een mens geskryf gewees het. So daar is, hulle praat van moontlik 3 verskillende skrywers gewees, of meer. Die teks wat jy lees in jou Bybel, is nie noodwendig altyd deur daai persoon geskryf nie. En onthou nou, die heel oorspronklike Bybel was mondelings gewees, mondelings stories gewees. Vir baie jare was die Bybel net mondelings gewees. Tot hulle begin het om dit op skrif te sit. En toe het hulle begin om dit oor te skryf en oor te skryf en oor te skryf. En uiteindelik het ons veel later eers dokumente wat ons vandag het, waaruit ons die Bybel kan vertaal en kan verstaan. En wanneer die ouens die Bybel vertaal, dan gaan soek hulle vir die oudste dokumente. Hulle sal byvoorbeeld oor sekere teks in die Bybel 5 of 6 of meer verskillende teks manuskripte het. En hulle is verskillend. So die eerste ding wat hulle doen is, hulle sorteer dit, en hoe ouer die dokumente, so meer eg sê hulle, voeg hulle waarde daarin. Maar ons gaan nou nie al daai goeders nie, maar om net bewus te wees as ek die teks lees. Ek wil vinnig net aangaan as net op 'n maklike manier. Wanneer jy die teks lees, om vir jouself hierdie paar vragies, 6 vrae net vir jouself te vra, waar gebeur het, hoekom gebeur het, wie is hier in hierdie gedeelte, waaroor gaan het, en hoe dit gebeur, en wanneer dit gebeur, en wat vir jou 'n prentjie gee van wat in hierdie teks gebeur, sodat jy meer verstaan. Ek hoop ek het vanaand vir jou so 'n bietjie meer inligting gegee rondom die proses, hoe 'n mens die skrif hanteer. So, ek het nie vanaand vir jou stappe gegee wat jy waarskynlik eers gaan gebruik nie, maar ek wil hê jy moet dit verstaan. Jy moet insig hierin hê. Ek wil jou nie bang maak nie, en ek wil nie die woord uit jou hande uithaal, en nou kan jy dit nie meer lees nie. Maar ons moet dit maar 'n bietjie meer nederig lees. Julle sal onthou, in die ou dae, ons nog kansels gehad het, dan het ons 'n kanselkleed gehad. En dan was daar 'n kanselkleed wat gesê het, so spreek die Here, Here. En dan die dominee op daai kansel gestaan, en dan het hy baie goed gesê, wat nie van die Here afkom nie. En dit is wat belangrik is, dat 'n mens maar nederig en versigtig en bietjie dieper lees, voordat 'n mens sommer net so 'n sterk standpunt inneem. Dis amper om meer te luister en minder te sê, om meer bewus te wees. So ek hoop dat ek vanaand ons gaan nou afsluit. Ek gaan as jy vra het, kan jy vir my sommer 'n stemboodskap stuur. En dan kan ons volgende week verder gesels
Ek gaan, as alles reg opgeneem is, dan sal ek dit op YouTube weer sit, sodat jy, as jy dalk weer wil kyk. Kom ons praat net oor volgende week. So volgende week begin ons met die Matteus Evangelie. Ek kies die Matteus Evangelie omdat dit 'n maklik bekende verhaal is en ons gaan soort van deur hom stap. So ons gaan volgende week gaan ons die eerste 4 hoofstukke hanteer. Ek wil graag vir jou 'n paar goedes vra as jy hierdie Bybelskool saam volg. Ek wil graag vra dat jy jou teks sal lees soos wat ek dit in die dagstukkie gee, of as jy agterraak dat jy op die naweek of wat ook al bietjie tyd spandeer, net rustig die teks deurlees en net merk wat val vir jou op, wat tref jou, wat verstaan jy nie, wat is insiggewend, en dan kan ons bietjie later volgende week daaroor gesels. Maar ek wil graag vir jou vra dat jy, jy weet, daar gaan nie toetse wees of sulke tipe van goeders nie, maar dat jy net die teks lees, sodat wanneer ons dit volgende week bespreek, gaan ons dan hierdie 4 hoofstukke bespreek, dan het jy dit deurgelees. Stefanie gaan ook Sondag preek uit een van hierdie gedeeltes, en dan van volgende week af gaan ek groep materiaal beskikbaar stel wat dan oor Matteus gaan ensovoorts gaan. Ek wil graag ook net 'n laaste ding met jou vra, wat ek eintlik eers moes gevra het. Ek wil graag vir jou vra, hoekom doen jy Bybelskool? Hoekom het jy moeite gedoen om vanaand deel te wees? Tyd op sy sit? Wat is jou doel daarmee? Ek het dit ook gevra in daai inskrywingsvorms en terloops, as jy dalk vanaand deel geword het omdat jy die link gekry het, dan wil ek ook vra asseblief druk die link waar jy inskryf op WhatsApp of op jou foon. Want anders gaan jy nie in die toekoms die links kan kry nie. Maar ek wil terugkom, hoekom doen jy Bybelskool? Wil jy Bybelskool doen sodat jy meer kennis van die woord kry? En wat gaan jy doen met daai meer kennis? Wil jy Bybelskool doen om meer toegerus te word? Waarvoor wil jy toegerus word? En ek wil amper sê, dis die spiraal wat jy oor met die Here gaan praat. Wat gaan jy doen? Want as jy hierdie kursus net doen omdat jy net nog wil leer en so, dan is dit goed. Maar ergens moet dit uitgegee word. Jy moet of 'n selfgroep begin, of 'n selfopleier wees, of in jou gesin, of waar ook al. Jy moet ergens jou toerus vir iets, en daai iets wil ek hê, moet jy oor bid. Want andersins gaan hierdie net nog 'n kursus wees van wat jy doen, en jy weet, jy gaan net geestelik al vetter en vetter word, en jy gaan nie regtig waarde toevoeg nie. So ek wil graag vir jou vra om asseblief daarvan bietjie werk te maak. So, en hiermee gaan ek haltroep. Dankie vir elkeen vir julle betrokkenheid, en ek hoop dat ek dit later op YouTube kan sit, en sterkte vir julle met julle leeswerk, en ook vir julle lewe hierdie week.